Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u wat vanoggend hier is. Ons sê ook vir diegene wat deur die internet deel het aan hierdie heerlike ontmoeting met die Here, dat hulle ook welkom is en ons bid mekaar toe 'n baie mooi en 'n geseënde tyd by ons Here. Die kollektes vandag onder die diens is vir Huis Boland en by die deure is dit vir die Bolandse bedieningsfonds. En ons gee vanoggend die blomme aan oom Barry en Barry Sutherland saam met Nancy, twee mense wat oor baie jare ons gedien het, en ons gee vanoggend net die blomme vir hulle. Waar hulle ook ouer word, swakker word, ons gee dit met al ons liefde vir hulle en sê vir hulle ons dink aan hulle ook in hierdie tyd. Die res van die afkondigings gaan ek dan na die diens doen. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons begin en ons loof die Here met Psalm 67, ons sing daarvan vers 1, 2 en 3, dis op bladsy 328, ons sing dit op die melodie van Psalm 33, Psalm 67 vers 1, 2 en 3, en daarna kan u bly staan vir ons geloofsbelijdenis.
As ons so by mekaar is, broeders en susters, het ons immers die behoefte om ook saam ons Christelike geloof te bely, nie waar nie? En ons gaan dit vanoggend doen. Ons gaan sekere gedeeltes sing uit lied 260 en ander gedeeltes gaan ek lees as ons belydenis van ons Christelike geloof. Kom ons begin met lied 260, die eerste vers, waarin ons bely ons geloof in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. En nou bely ons die wonderlike opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons sing vers 4 en 5 van lied 260. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die ewige lewe. En nou bely ons die hoop, die lewende hoop wat daar in elkeen van ons se lewe is. Dit is lied 260 vers 10 en 11.
God het hom in ons Here Jesus Christus, broeders en susters, totaal en al vir ons gegee. En daarom vra hy ook ons alles, ons hele lewe vir hom en in sy diens. En kom ons luister dan na die wet van die Here waarin hy dit vir ons baie prakties uitspel. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ook geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou antwoord met Psalm 40, ons sing daarvan die 4de vers. Dit is 'n psalm van toewyding, van nuwe toewyding, om werklik die Here te dien elke dag. Die 4de vers van Psalm 40. Kom ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, U roep ons telkens in U woord op om onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere te sing. U roep ons op om saam met mekaar, met ons hele hart te sing, en dit om U groot te maak en U te dank vir alles wat U vir ons gee. U roep ons op tot een groot dankbaarheidslewe,
voor u aangesig. En dit, Here, is ook wat ons werklik wil doen as ons vanoggend so as u kinders by mekaar is. Ons wil werklik ons stemme, maar nie net ons stemme nie, ook ons harte by mekaar voeg in een groot aanbidding en danksegging en verheerliking van u ons God. Dankie, Here, vir u liefde vir ons. Ons kan dit nie ten volle begryp nie. Ons weet dit. Ons beleef dit elke dag. U liefde vir ons in ons Here Jesus Christus. Ons dankie, Here, vir al u geduld met ons in hierdie lewe. Ja, ons weet dat jy met ons elkeen persoonlik baie geduld moet hê. Ook in ons stryd en dit wat ons doen. Dankie daarvoor en dat u met ons 'n pad bly loop en ons nie loslaat nie. Ons dankie, Here, vir die krag van ons Here Jesus Christus wat u ook deur u Gees in ons lewe inwerk. Vir die krag om te bly glo, selfs in donker tye. Dankie vir die krag om te bly hoop. Vir die krag om te bly vashou aan u beloftes wat ons weet seker is en wat vas is in ons Here Jesus Christus. Daarom bid ons, seën ons vandag, Here, as ons by mekaar is as u kinders. U gee so ongelooflike band tussen ons. Seën ons. En mag u in ons midde groot wees. Ons bid ook vir u seën op ons gesinne vandag, waar hulle by mekaar is. Ons bid dat u vir elkeen van ons op hierdie dag, hierdie wonderlike opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, dat u vir ons geloofsvrede in die hart sal gee, maar ook geloofsvreugde as ons oordink en met mekaar praat oor wie u vir ons is, wat u doen elke dag. Vader, u beskik oor alle mag. U beskik ook oor die seisoene. U beskik oor die magtige weerstelsels, die lugstrome. U beskik oor die fronte. En ons wil werklik weer na u toe kom. En bid, Here, dat u vir ons hier in die Weskaap tog uitkoms sal gee. Deur goeie reën. Dankie vir dit wat u al gegee het. En Vader, ons damme is so leeg. As ons ry en die plase sien, is die meeste damme eintlik maar leeg. Daar maar baie min water waarmee ons boere sal kan werk. Dalk nog hierdie winter. Maar daarna sal nie meer water wees nie. Here, u praat met ons hierdeur. Onteenseglik, en ons erken dit voor u. Ons wat so gewoond geraak het aan baie reën. U praat met ons en
Vader, ons bid kinderlik, dat U tog ook vir ons hierin sal sorg. Ons kan nie leef, mense kan nie leef, diere, niks kan leef sonder water nie. Ons wil ook bid dat U vir ons boere, dat U vir hulle hoop in die harte sal gee. Dat hulle ook in geloof op U sal bly wag, dat U uitkoms sal bring. Ons bid vanoggend ook vir mekaar as U kinders. Mag elkeen wat seëninge van U ontvang, wat dit ook al mag wees, mag ons teenoor U diep dankbaar wees. Mag ons seëninge raak sien. Mag ons hulle tel eintlik een vir een, om U daarvoor te dank. Maar ons wil ook bid, Here, dat U hulle sal dra, wat deur 'n swaar tyd gaan. Siekte, die dood van geliefdes, moeilike omstandighede by die werk. Vader, skuif U vaderhande onder ons in, want sonder U kan en wil ons nie lewe nie. Wil U ook ons huisgesinne seën in hulle saam wees, seën ons families, seën ons as gemeente, sodat ons vir mekaar tot geloofsinspirasie sal wees. Dat ons mekaar sal sterk maak. Mekaar se geloofsarms ook sal ophou en bo hou. Omdat ons weet, U is die lewende God. U is ons God. U is getrou. Hoor ons, Here, as ons dit bid in groot afhanklikheid om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanoggend, en ons gaan dit ook vanaand doen, broeders en susters, uit Handelinge 16. Het is toch opmerklik dat soos wat die evangelie begin versprei het na Pinkster, dat die duiwel ook baie vinnig daar was om dit te probeer keer. Ons gaan vanoggend en vanaand kyk na wat hy doen en hoe hy ook die koninkryk van God wil dwarsboom. En dan gaan ons kyk oor wat ons daaruit ook kan leer vir ons eie lewe. Kom ons lees uit Handelinge 16, ons gaan lees vanaf vers 6 tot 24. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien, wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het hy so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het, om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gekies na Samothrake en die volgende dag na Neapolis toe.
Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers of wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom en gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêende gees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae aan mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon uithou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daaruit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaar sien dat sy nie meer geld vir hulle kon inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadspoort gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle afgeskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in 'n houtblok vasgeklem. Ons teksverse vanoggend, broeders en susters, vers 16 tot 18, ek wil dit graag net weer saam met u lees. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêende gees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon uithou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Dit was 'n geweldige groot deurbraak, broeders en susters. Hierdie bekering van Lydia. Ek sê dit was 'n enorme deurbraak vir die koninkryk van die Here. Hoekom? Want weet jy, Lydia was die eerste gelowige in Europa. In hierdie gebeurtenis van Lydia wat tot geloof gekom het,
Kan 'n mens sê, steek die evangelie die grense oor na Europa toe. 'n Totaal nuwe wêrelddeel, kan 'n mens sê, word vir die evangelie van Jesus Christus oopgemaak. Van toe af kon die evangelie daar sy loop neem. Lydia was die heel eerste. Maar gesin het gevolg en baie mense na hulle het tot geloof gekom. En soos wat ons vandag hier sit, is ons eintlik maar ook nakomelinge van daardie mense waar die evangelie sy loop geneem het, grense deurbreek het na Europa. Nou weet jy, hierdie groot grensoorskriding vir die evangelie, hierdie nuwe deurbraak, was vir die duiwel een en al te veel. Een gelowige in Europa was al vir hom te veel. En daarom as ons Handelinge 16 lees, dan kom ons vinnig agter dat die duiwel nou spreekwoordelik los is. Hierdie een gelowige was vir hom een te veel. Terwyl Paulus hulle op pad was na 'n bidplek, hulle het daai tyd baie keer by mekaar gekom by riviere of plekkies. Terwyl hulle op pad was na so 'n bidplek, kom hulle 'n vrou of 'n slavin te. Nou hierdie arme vrou is besete van 'n waarsinnende gees. 'n Gees van Python, soos wat daar staan. En hierdie vrou het vir haar eienaars met haar optrede, met haar waarsêry, geweldig baie geld ingebring. En hierdie vrou begin nou al agter Paulus en Silas aanloop. En terwyl sy agter hulle aanloop, is sy die hele tyd besig om sekere dinge te skreeu. Maar hoor nou net 'n bietjie, wat skreeu hierdie vrou terwyl sy so agter Paulus en Silas aanloop? Sy roep hard uit, sy skreeu, hierdie manne is diensknegte van God, die Allerhoogste. Dis wat sy uitskreeu. Maar is dit nie dan presies wat Paulus en Silas is nie? Ja, hulle noem hulle self kort diensknegte, in werklikheid slawe van Jesus Christus. Is hierdie vrou dan eintlik besig om propaganda te maak vir Paulus en Silas? Weet jy, dit klink so as 'n mens dit lees. Dit klink amper asof die ou duiwel, die vader van die leuen, die waarheid praat deur hierdie vrou. Ek sê dit klink so. Maar wat 'n mens nog meer verbaas, is dat hierdie vrou dit ook letterlik uitskreeu. Hulle, dis nou met verwysing na Paulus en Silas, hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. En 'n mens vir jou afvra, maar kan dit mooier? Dis tog presies wat Paulus en Silas besig is om te doen. Alles wat hierdie vrou uitroep, klink so goed
En dit klink so reg. Maar weet jy, in werklikheid is dit 'n leuen. In die oorspronklike taal staan daar dat hierdie vrou gesê het, Paulus en Silas vertel vir julle van 'n weg, 'n pad van verlossing. Sy sê nie, hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing nie, of die pad tot verlossing nie. Nee, 'n pad, 'n weg tot verlossing. Die duiwel sê deur hierdie vrou, broeders en susters, eintlik, daar is baie verskillende verlossingspaaie. En dit wat Paulus en Silas verkondig, is maar een van hulle. Kan jy sien hoe die duiwel baie slinks hier te werk gaan? Hoe hy probeer om alles gelyk te stel. Hoe hy probeer om die verlossing in ons Here Jesus Christus op een vlak te stel, op een lyn te stel, met al die verskillende verlossingspaaie van die tyd. So asof hy vir die mense wil sê, daardie Griekse gode op die berg Olympus, ja, hulle kan julle verlos, maar hier's nog ook 'n ander weg, die van Paulus en van Silas. En so verpak die duiwel, broeders en susters, die leuen, kan mense in 'n omhulsel van die waarheid. Verlossing, ja, maar nie 'n verlossing enig in sy soort nie. Want weet jy, die verlossing wat die mense destyds gesoek het hulle gaan soek in eie krag. Hulle het dit gaan soek deur hulle eie inspanning, want die mense was moedeloos daardie tyd. Maar die verlossing wat Paulus verkondig en waartoe die Here hom geroep het, is 'n verlossing deur Jesus Christus. Dis 'n genadeverlossing. Dis 'n verlossing deurdat Jesus Christus met sy lewe mense met God kom versoen het. Dis 'n versoening deurdat hy voldoen het voor die aangesig van God. Dis 'n kruisverlossing wat Paulus geroep is om te verkondig. En nie 'n kragverlossing, 'n eie kragverlossing nie. Weet jy, vandag hoor ons nog uit verskillende oorde dat die Christendom nie uniek is nie. Ons hoor vandag dit al hoe meer, dat daar maar verskillende paaie, dat al die godsdienste maar verskillende paaie is na die een doel. Boeddhisme is een pad. Die Islam, of die voorvadergeeste onder ons swart bevolkings, die New Age, die Oosterse mistiek, selfs iets soos die Joodse geloof, word vandag nog baie keer op een lyn gestel
met die Christendom, met die Christelike geloof. Die Christelike geloof, so word daar vandag al hoe meer gesê, kan nie aanspraak maak op die alleen waarheid nie. En vandag, broeders en susters, is die duiwel nog net so besig met hierdie gelykskakelingsstrategie van hom. En hy slaag. Hy slaag as ons maar die briewe in ons koerante gaan lees, wat mense skryf, wat mense sê. En lyk of hy baie in sy doel slaag as jy hoor hoe mense praat vandag. Paulus het baie geduld met hierdie vrou gehad. En al het die vrou deur haar optrede die aandag op Paulus hulle gevestig, het hulle tog besef, maar die eer van God is op die spel. Hulle het die woorde van ons Here Jesus Christus geken. Hy wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hulle het geweet wat die apostels, Petrus en Johannes, kort na die uitstorting van die Heilige Gees voor die Joodse raad gesê het. Hulle het daar gesê, daar is onder die hemel net een naam gegee waardeur ons gered kan word. En dit is die naam van Jesus Christus. Paulus het dit geweet. En om die duiwel in sy werk te stuit, roep Paulus dan nie net die naam van die Here aan nie. Dit sou beteken dat hulle gebid het. Maar wat hy doen, is hy roep die naam van Jesus Christus uit. Hy proklameer Jesus Christus as die opgestane Here. En dan beveel hy daardie waarskynlike Gees in die naam van Jesus Christus om uit die vrou uit te gaan. Dit was 'n opdrag in die naam van Jesus Christus. Hy wat Here is, hy aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. En dan lees ons, en die bose gees het uit die vrou uitgegaan. Die duiwel het verloor. Hy het verloor daar in die poort na Europa toe. Want Jesus Christus is die Here. Hy is die magtige oorwinnaar. Moet nou nie 'n fout maak nie. Kort hierna kom hy met iets anders. Ek gaan vanaand daarop in. Maar hier in die poort na Europa word hy gestuit deur ons Here, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Weet jy, as ons 'n rangorde sou moes opstel oor wat Satan se teenstrategie is teen die koninkryk van die hemel, dan is die leuen sy strategie nommer 1. En ek en jy, my liewe broeders en susters, moet wakker slaap.
Ons moet wakker wees dat ons nie deur die media en dit wat geskryf en verkondig word, meegesleur word in hierdie gelykmakingsoffensief waarmee die duiwel besig is nie. So asof die Christendom maar een verlossingspad van baie ander is. Jy kan maar kies watter een jy wil volg. Daar is maar net een naam. En wie daar vir 'n mens redding is. En dit is in die naam van Jesus Christus, die Here. Maar weet jy, dan moet ons onsself ook telkens weer baie eerlik die vraag afvra. Maar watter soort verlossing soek ek? Soek ek werklik hart en siel my verlossing in Jesus Christus? Is hy werklik my koning? Is hy werklik my verlosser in wie ek 'n nuwe lewe het? Of is hy dalk vir my, ja, nog maar net Jesus van die kerk? Of Paulus sê Jesus? Of Jesus van die Christendom? Jou en my verlossing, broeders en susters, lê in 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus en in hom alleen. Buite hom is daar vir my geen verlossing nie. Dit moet ons goed verstaan. En ons telkens afvra, is ek in hom? Is hy my Here en my verlosser? Maar in hierdie wêreld, broeders en susters, dink ek moet ek en jy ook leer om onverskrokke uit te kom, na vore toe te kom vir ons Here Jesus Christus, vir die naam van ons Here Jesus Christus. Hy is die magtige oorwinnaar. Hy is die weg tot verlossing. Daar is nie 'n ander verlossing nie. En ek en jy moet al pratende met mense sy naam uitroep, van hom getuig. Mag nie stil bly uit blote fatsoenlikheid nie. En so eintlik maar in die hande van die duiwel speel nie. As jy en ek, as ons broeders en susters opreg, as ons eerlik, as ons met goeie smaak, as ons, soos wat Paulus later skryf in die Kolossense, ook met vriendelikheid opkom vir die naam van Jesus Christus. As ek vir hom getuig in hierdie wêreld, dan verleen die Heilige Gees ook aan jou getuienis 'n enorme krag. 'n Enorme krag, broeders en susters, moet dit nie onderskat nie. Dan sal die duiwel ook vir jou vlug. Sal hy ook pad gee. Ook vir jou, as dit kom uit opregte hart, met liefde, eerlik, vriendelik.
om op te staan en uit te kom vir Jesus Christus ons Here wat ons verlos het. En mag ek vir jou vra, is die duiwel ook vir jou bang? Is hy vir jou bang? Omdat hy weet, hier is 'n mens wat kom in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Kom ons bely saam nou, broeders en susters, ons absolute geloof in die Here. In die enige ware lewende God, dat hy ons lewe is, dat ons alles in hom het. Ons doen dit met skrifverwyding 12:3. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Ons Hemelse Vader, uit ons hart uit, met volle sekerheid bely ons, dat ons verlossing is in Jesus Christus, u Seun. Hy wat gesterf het, wat opgestaan het. Ons bely dat daar alleen in sy naam, vir ons en vir elke ander mens, verlossing is. En Vader, u stuur ons wat ons Here Jesus Christus ken. U stuur ons in hierdie wêreld in, om van hom te getuig, om hom te verkondig. U roep ons om vir hom op te kom, om hom te bely. En Vader, gee dat ons dit vanuit ons harte sal doen, met volle oorgawe, met liefde. Help ons elkeen om daar waar ons leef, en ons kom in soveel omstandighede waarin ons moet getuig. Help ons, Here, om daar vir ons Here Jesus Christus uit te kom. Mag ons dit op 'n mooi manier doen. Mag ons dit in vriendelikheid doen. En mag mense sien dat hy werklik ons koning en ons Here is wat ons nuut gemaak het. Vader, seën ons in ons getuienistaak.
Ons besef al hoe meer dat ons hierdie roeping sal moet meer en meer uitleef. Seën ons daarin. En mag ons dit in die naam en in die krag van ons Here Jesus Christus kom. Mag ons die duiwel ook stuit in sy vernietigingsmag en sy afbreek en al sy pogings om te verhinder dat 'n mens in Jesus Christus hulle Here en hulle verlosser vind. Bemagtig ons. Gebruik ons, Here. Vervul ons harte daartoe deur u Gees. Maak ons kragtig in u koninkryk. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat lewe. Hy aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Hy aan wie ons behoort. Amen. Die kollekte is nou, broeders en susters, vir Huis Boland en kom ek verduidelik net hierdie kollekte. Dit is 'n kollekte wat gebruik word om van die inwoners van Huis Boland te help om hulle verblyf, hulle etes, hulle huisvesting te kan betaal indien hulle nie die vermoë het nie. Dit is uit en uit liefdesdiens, barmhartigheidsdiens wat ook deur hierdie kollekte bewys word. En dan na die kollekte sing ons uit Skrifbreiding 14:1 vers 1 en 2.
Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat jou geroep het, is getrou. Net 'n paar sake, broeders en susters, die Bybelstudie gaan Woensdagoggend om 10:30 weer voort. 1 Konings word behandel. En neem net kennis dat die Bybelstudie op die webtuiste van ons gemeente beskikbaar is. Dis die Bybelstudie Woensdagoggend 10:30. Dan vergader die kerkraad en die diakens donderdag aand om 7:30. Die dagbestuur vergader vandag. En dan word daar vrywilligers gevra om net te kom help met die teeskink vanoggend. En dan iets vir ons vrolike veterane. Julle kom weer die 7de Augustus by mekaar, die oggend, maandagoggend, en Kobus Venter gaan by daardie geleentheid baie lekker gesels oor vetplante. Hy's absoluut 'n kenner daaroor. Dit beloof om iets ongeloofliks te wees. Dis dan maandagoggend die 7de Augustus vir ons vrolike veterane. En 'n mooi dag vir julle almal. Dankie.